Ons verklaar dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek gaan vir ons 2 stukkies lees. Die eerste is uit Johannes 8. Hierdie is eintlik so mooi, ek het dit nie gesien toe ek voorberei het nie, maar kom ons lees eers. Eers uit 1 Johannes 1, net daai 5 versies, dink ek, van vers 5 tot, wat is dit nou, 10, ja. 1 Johannes 1, vanaf vers 5. Baie bekende gedeelte. Ek lees vanaand nou uit die 2020 vertaling. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis aanhou leef, lieg ons. Leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sou sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En dan hierdie woorde, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle kwaad of ongeregtigheid. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is die waarheid nie in ons nie. So, God is lig, daar is geen duisternis in hom nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. En dan, in Johannes 8, ek het dit nou toe ek vanaand nou die Bybel oopmaak, te sien ek het raak. Maar kom ons lees eers die eerste gedeelte. Elkeen het na sy huis teruggekeer, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Die hele volk het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is, laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom: meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel pleeg. In die wet het Moses ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk met sy vinger in die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê: laat die een wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het een vir een van die oudste af weggegaan, net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het weer regop gekom en gevra: vrou, waar is hulle almal? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord: niemand nie, meneer. Jesus sê toe: ek veroordeel jou ook nie. En dan hierdie is ons teks eintlik: gaan en moet van nou af nie meer sondig nie. 1 Johannes 1 sê God is lig, en Johannes 1 begin ek, en toe ek nou hier oopmaak, te sien ek, toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Dit pas so wonderlik in by die hele gedagte van vanaand se prediking. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God kom heilig my, preek die woord vir my. As ons beweer dat ons nie sondig nie, lieg ons
Dis die waarheid in ons nie. As ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Geliefdes, ek is seker, julle almal het al die glans rondom 'n kers gesien. As jy 'n kers aansteek en dan is daar so 'n klein heiloutjie, so glansie rondom hom. Mense kry dit op ander plekke ook, as daar 'n bietjie vog in die lug is, 'n straatlig byvoorbeeld, en so glans rondom hom. Daardie vlammetjie word coram genoem in Latyn. Baie teologie word in Latyn genoem. So, coram is daai glans rondom die lig. Nou praat ons as Christene ook van die coram deum. Coram deum, die glans van God. Deum is God. Die ligglans van die Here. Die lig wat van God afstraal. God is mos lig. So wanneer ons lewe coram deum, dan sê dit ons leef so naby aan God, dat ons as het ware in daardie ligglans van God, in ons koester, dat ons daar leef. Ek glo, elke ware gelowige het 'n begeerte en 'n behoefte om so naby aan die Here te wees, dat hulle as het ware deur sy ligglans, sy teenwoordigheid verlig word, warm gemaak word. Mens wil mos die Here se nabyheid beleef in jou lewe. Jy wil mos. Ons het dit nodig. Dis 'n begeerte in die hart. Dis 'n begeerte wat opgewek word deur die Heilige Gees wat in ons woon. En hierdie belewenis van die nabyheid van die Here, coram deum, is ook 'n troos en vir Christene wanneer hulle deur die lewe gaan, hierdie nabyheid van die Here. Ons wil die nabyheid ervaar, ons wil dit beleef, ons wil dit voel. En dit gaan saam met die begeerte van ons harte, dat ons sal weet dat hy lief is vir ons. En ek dink ook dat hy sal weet dat ons lief is vir hom. Ek dink julle sal met my saamstem. Julle sê, ja natuurlik man, dis mos hoe dit gaan met Christene. Dis mos hoe 'n Christen leef. Dis mos nie normaal, dis die standaard. Maar geliefdes, as ons eerlik is, dan besef ons dat dit nie altyd so idillies is nie. En dat daar regtig waar in ons tye kom dat ons begeer om nader aan die Here te kom, nader aan hom te beweeg. Dis egter ook met baie groot hartseer dat baie gelowiges, wanneer hulle hierdie nader verhouding met die Here soek, dit nie vind nie. Mense kan selfs die Here kwaadlik neem, vir hom sê, is hy kwaad vir my? Het hy my vergeet? Hoekom kom hy nie nader aan my nie? Hy weet mos watter behoefte ek het. Nou geliefdes, alles dit so, dat God eerste tot ons nader. Deur sy woord en sy Gees in ons kom woon, is die punt vanaand van die boodskap juis om te sê, maar ook ek en jy het 'n taak en 'n opdrag om altyd meer en meer die nabyheid van die Here te soek in ons lewens. Ek en jy het die verantwoordelikheid om God se opdrag, God se nabyheid op te soek. So ons kan amper dalk partykeer miskien so 'n bietjie sê, godsdiens is werk. Godsdiens is werk. Dis nie net 'n passiewe ding nie. Dis nie jy wat daar op 'n stoel gaan sit en wag dat die Heilige Gees nou van jou besit moet neem nie. Nee, dis jy wat sekere dinge moet doen. Of nie doen nie. Doen of nie doen nie. Want die Bybel leer vir ons dat daar sekere dinge is wat die nabyheid aan die Here bevorder en daar's ander dinge wat die nabyheid aan die Here belemmer, versteur. Watter dinge? Dinge soos die woord, die Bybel. Ek wil nie lank hieroor praat nie, want dis nie in die hoofsaak van ons nie. Maar as ons die Bybel aktief soek, lees, bestudeer, dan gaan ons hoor wat God aan ons sê. Dan gaan ons sy wil leer ken. Ek meen hierdie punt is so oud soos die berge self wat ons dit preek en vir julle sê. As jy nie die Bybel lees nie, as jy nie om 'n dagstukkie te lees is nie dieselfde as om die Bybel te lees.
Om die Bybel te lees is om God se stem direk te hoor. So dis die eerste ding. Maar die tweede ding is hierdie woord moet ook bepeins word, oordink word, mediteer word. Ek het Vrydag by die begrafnis uit Psalm 1, daar staan in vers 2, is hy, wie is die regverdige, is hy wat God se woord dag en nag oordink. Maar die woord wat daar gebruik word in oordink, is ook die woord wat gebruik word vir herkou van 'n bees. Toe ek nou verduidelik, dink ek is eintlik al 'n bietjie gross. So wat gebeur, hoe werk julle kinders? Julle praat nou met julle, weet julle wat gebeur as 'n koe eet in die dag grasies, en aan die middag as dit warm is, of in die aand, dan gaan lê hy, en dan burp hy. Dan kry hy 'n bietjie van daai gras terug, en hy kou weer daaraan. So haal hy al die kos wat in daai gras is, uit. Dis wat die Here sê, dis wat ons moet doen met die Bybel. Ons moet dit oordink, ons moet dit mediteer. Bepeins. En dan moet ons ook bid. As ons nie bid nie, gaan die Here nie ons stem hoor nie. Ja, hy weet wat in ons hart aangaan. Maar dit is sy wil dat ons met hom sal praat deur gebed. Verder is iemand wat 'n gelowige is, 'n nabyheid aan die Here word bevorder. Kan jy dit glo? Ons sal nog 'n bietjie oor praat verder vorentoe dalk oor diensbaarheid, deur diensbaarheid. As jy begin om diensbaar te raak, en nie net wil hê nie, maar gee, dan kom jy nader aan die Here. Maar weet jy wat? Onvergewensgesindheid dryf ook 'n wig tussen jou en God uit. Ernstig. Matteus 18, gaan lees dit daar. Die koning het woedend geword. God word woedend as ons nie vergewe nie. En dit sal 'n muur bring tussen ons en God. Daar's nog 'n ander enetjie ook, wat dalk moeiliker is. En dit is wanneer ons weier om God se wil vir ons lewens te aanvaar. En dit kan 'n miljoen dinge wees, maar ek kry maar te maak met, ek het nou agter geraak, met dinge soos wanneer iets slegs gebeur. Né? Sê nou maar 'n kind gaan dood. Of jy word terminaal siek. Dan word mens baie keer, en jy kan dit nie aanvaar nie, jy wil dit nie aanvaar nie, jy wil dit nie verwerk nie. Dan dryf dit 'n wig tussen jou en God in. Maar ek wil vanaand eintlik konsentreer op 'n ander verhoudingsbreker. Wanneer daar tye in ons lewens kom, wanneer ons voel asof God ver is, of ons teen die plafon vasbind, bid, voel asof ons net nie met hom kan kontak maak nie, voel of hy nie na ons luister en na ons afbuig wanneer ons hom nodig het nie, dan een van die eerste dinge wat ons onsself moet afvra, is daar nie dalk 'n sonde of sondes wat hierdie blokkade in my lewe, wat hierdie blokkade met God veroorsaak nie? Dis 'n groot vraag hierdie. Dis 'n ernstige vraag. Wanneer ek nie naby God kan kom, voel nie, moet ek gaan vra, is een van die dinge wat ek moet vra, is daar nie 'n sonde of sondes wat tussen my en God kom lê nie? Ek wil dit verduidelik vinnig aan die hand van Galasiërs 5. Julle ken dit almal. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om sulke dinge skuldig maak, hier is die punt wat ek by wil kom, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. So, hierdie vers het minstens 2 implikasies. En die eerste daarvan is eenvoudig net, as iemand vir Jesus verwerp, God verwerp, dan gaan hy nie in God se koninkryk ingaan nie. Dis net dit. Want Jesus maak sondes toe. En as jy nie na God toe draai nie, dan gaan jy nie die verlossing kry nie, en God gaan nie jou koning wees nie. So daar staan in Johannes 3:18, wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. So dis die een manier waarop God nie jou koning sal wees nie, waar jy die koninkryk van God nie sal sien nie.
Maar kom ek herinner julle ook aan die tweede betekenis. Die woord Basileia, koninkryk, verwys in ons preek in die oggend nou daaroor, maar verwys veral na 'n toestand eerder as 'n plek. So as jy in die koninkryk van God ingaan, dit beteken dit God is jou koning. Jy leef onder sy koningskap. So, op grond van hierdie teks kan ons sê, iemand wat volhard in hierdie sondes, moet weet dat hulle nie God se koningskap gaan ervaar nie. Daar is 'n muur, daar is 'n kloof, want jy is jou eie God, en jy doen wat jy wil, en nie wat God wil nie. Dit is ernstige woorde hierdie, maar dit word nog ernstiger gemaak, dink ek, wanneer ons begin dink daaraan, maar alle Christene doen sonde. Nee? Alle Christene doen sonde. Ook van hierdie sondes wat genoem is in Galasiërs 5:19. En dit terwyl God ons roep, 1 Petrus 1:16, om heilig te wees. En as ons nie heilig is nie, dan kan ons nie in sy teenwoordigheid wees nie. Of geminstens nie gemaklik wees by hom nie. Dan kan ons hom nie in die oë kyk nie. Dan voel dit of God ver weg van jou af bly. Ek het nou so in 'n week of 2 terug met 'n jong man gepraat. Waar was dit? Was toe ons op vakansie was. Maar daai mannetjie kan jou nie in die oë kyk nie. As jy met hom praat, kyk hy daar, kyk hy daar, kyk hy daar. Hy kan jou nie, ek weet nie hoekom nie. Maar jou eerste besef is, hierdie ou steek iets vir jou weg. Tot ek nader van ons sê, hey, kyk my in die oë. Ek praat met jou. Maar goed, dit nou daar gelaat. So, as ons volhard in sonde sê ek, dan wil ons ook die hele tyd wegkyk en kan ons God nie in die oë kyk nie. En dan sê ons, hy is ver van ons af. Maar is eintlik ons wat ver van hom af is. En daarom kan dit dan nie anders nie, as dat 'n gelowige iemand is wat ernstige aandag gee om die sonde in sy lewe te elimineer. Hy bied weerstand, sê Hebreërskrywer, selfs ten bloede toe. Die 2 gedeeltes wat ons gelees het, gee ons insig in die manier waarop ons sonde moet hanteer en teenwerk. Ons gaan daarby stil staan. Uit 1 Johannes 1 vers 9 leer ons, hoe hanteer 'n Christen sy sondes? Begin alles by belydenis. Johannes skryf hierdie brief in 'n spesifieke situasie. Sy lesers was beïnvloed deur die gnostisisme. Net hier sien. Was beïnvloed deur die gnostisisme, maak nie baie saak nie, was 'n teologiese denkrigting, maar groot dinge wat hulle gesê het, jou liggaam en jou gees is van mekaar geskei, en jy kan eintlik met jou lyf doen net wat jy wil, want hy gaan doodgaan, hy gaan stof word, en jy kan doen net wat jy wil, net wat jy voorlus is. Jou siel is die belangrike ding. Solank as wat jou siel gewas is met die bloed van Jesus, is alles reg. Maar met jou lyf kan jy maar doen wat jy wil. En nou sê Johannes, as ons beweer dat ons aan Jesus deel het, maar ons lewe in die duisternis, dan lieg ons. Toe het Jesus weer met hulle gepraat, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie. So daarom eenvoudig, 'n disipel is iemand wat erns maak daarvan om nie met sy liggaam of sy gees nie sonde te doen nie. Ons leef tog in die coram deum, in die nabyheid, in die glans van God. Dit straal op ons, en dit moet van ons af ook weer reflekteer. Vir Johannes sê daar selfs mense wat gesê het, ons het nie sonde nie. Ons doen nie sonde nie. En hulle redeneer so iets as, Jesus het vir my gesterf, en daarom is ek nou skoon, en wat ek nou al doen, maak nie saak, my sondes is afgewas, ek kan doen net wat ek wil. Johannes impliseer baie duidelik, selfs die mees voorbeeldige Christen sondig steeds. En Paulus sê, dit is hoe ons daarmee moet maak. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nie swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat die sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil. Wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie, maar as julle deur die gees van God laat lei.
So hoe maak 'n gelowige werk met sy sondes? In die eerste plek, bely dit. Bely dit. Bely dit aan mense, as jy mense seer gemaak het of te nagekom het. Maar veral, bely dit teenoor die Here. Hy het tog immers sy seun gestuur en hom aan 'n kruis laat sterf as die straf op ons sondes. Om jou sondes te bely, en onthou die woord bely beteken in wese om saam te stem of dieselfde te sê. So as jy jou sonde bely, as jy met God saamstem oor jou sonde, weet jy wat doen jy dan? Jy vat jou sondes en jy laai dit op Jesus se skouers. En die skuldbrief van jou sonde, my sonde, is saam met Jesus aan die kruis vasgespijker. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy nie bely nie, dan bly jou sondes op jou skouers. En dan gaan jy so deur die lewe. 'n mens kan twee soorte, die wonderlike woorde van 1 Johannes 1 vers 9, daarteenoor, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek kan dalk nog vuil voel, maar by die Here is ek gereinig. So mens kan twee soorte belydenis onderskei. Die een is as jy tot bekering kom, of as jy die eerste keer in jou lewe jou sonde verstaan, maak nie saak watter stadium nie. Daardie eerste keer wat jy verstaan, dan gaan jy na die Here en sê, ek bely Here, ek is 'n sondaar. Ek bely dit. Maar daar's eintlik 'n ander manier van bely en wat ek oor wil praat. 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons sondes bely, hierdie is vir Reinhard, an homologomen, wanneer ook al, julle bely, en dis in 'n prysensvorm. Dit beteken so iets aanhoudend, elke keer as, wanneer ook al julle sonde bely. Die implikasie is, dit is 'n ding wat voortdurend is, elke dag. Belydenis van jou sonde, bekering, is nie net 'n eenmalige ding in 'n mens se lewe nie, maar dit is 'n voortdurende proses. Ek gaan nou meer sê nog daaroor. Psalm 32 byvoorbeeld, ander plek in die Bybel leer vir ons, as jy jou sonde nie bely nie, dan is dit juis jy wat ly daaronder. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het, my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Uitgeteer. Geliefdes, ons leef in tye waar mense nie daarvan hou om te hoor van sonde nie. Ja, julle in die kerk, julle is net altyd besig met sonde, né? Ons wil nie meer skuldig voel oor allerlei sonde stories nie. Hulle wil eerder daarvan hoor dat hulle vry is. Ook vry van oudtydse godsdienstige reëls. Of ons het verskonings vir ons sondes. Ja, jy weet, ek kom uit 'n gebroke huis, my pa, ma, dis my pa se skuld, my ma se skuld, my ouers, my omstandighede, my omgewing, my natuur. Of mense sê, ag nee man, weet jy, ons wil nie hoor van sonde nie, ons wil regtig waar, God is liefde mos. Kom ons praat oor God se liefde. Hulle wil nie hoor dat Romeine 10:31 sê, dit is verskriklik om te val in die hande van die lewende God. My geliefdes, God is 'n heilige God. En as ons coram Deum wil leef, moet ons beskaamd staan oor ons sondes en dit bely. Of dit nou sondes teen God is, teen ons naaste, of selfs teenoor onsself. En dan gaan dit nie oor 'n formalistiese stertjie. Ek vang myself ook. Jy bid jou gebed nie, sê, en vergewe ons sondes om Christus ontwil. Is dit ons belydenis? As jy gemediteer het
oor die woord, kan dit jou belydenis, jou al skuldbelydenis wees? Kan ons nie wees nie. As ek regtig waar besef het van my sondes, dan gaan ek na die Here toe en ek sê, Here, ek het U vandag verloon, toe ek stil gebly het, toe ek moes gepraat het. Wat die omstandighede ook al was. Here, ek het vandag moord gepleeg, toe ek so kwaad geword het, vir my baas. Ek gaan nie weer sê vir die taxi nie. Ek het egbreek gepleeg, toe ek met verkeerde gedagtes na daardie man of daardie vrou gekyk het. Ek was liefdeloos teenoor my naaste toe ek hardvogtig en onaangeraak was. Hoe kan ons onaangeraak gelaat word? Daardeur. Maak nie saak wat die oorsaak is daarvan nie. As jy bely teenoor die Here, ek het my huwelik in oneer gebring toe ek so ongeduldig was met my huweliksmaat. Ek het my kinders nie in die vrese van die naam opgevoed nie, toe ek so 'n slegte voorbeeld gestel het. So kan ons aangaan, geliefdes. Om sonde te bely is om spesifiek te raak. En elkeen van julle en ons kan maar ons eie sondes hier invoel. Goed, so dis die eerste aspek van hanteer van sonde, dis die langste gedeelte. Tweede gedeelte is, stop. Eers bely dit, en dan, stop dit. Stop dit. Ons lees hierso in Johannes 8 van die vrou wat op heterdaad betrap is. Sy is so skuldig soos môre die heel dag. Maar wat sê Jesus vir hierdie vrou? Gaan. Moet van nou af nie meer sondig nie. So dis baie eenvoudig. Hoe hanteer ons sonde? Ons bely dit en ons stop dit. Daarom sê Jakobus 4:17, as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. So, om jou sonde te bely is net die helfte van die hantering daarvan. Die ander helfte is inderdaad om te stop daarmee, want God vra verandering by ons. As jy Koram Dayum leef, ek hoef nie vir julle te vertel van metamorfose nie. Romeine 12 vers 2, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Maar ek dink ook jy sal saam met my kan sien dat iemand wat soos hierbo elke aand sy of haar spesifieke sondes bely, dit sekerlik ook al moeiliker sal vind om aan te hou om te sondig. As ek terugdink as kind en ek het iets aangejaag en ek het maar 'n paar dinge gehad wat ek aangejaag het. En ek moes na my pa toe gaan en my ma het altyd sê jy moet vir jou pa gaan vertel. So, dan gaan ek na my pa toe en dan moet ek vir my pa sê ek het nou weer dit gedoen. En hy sê maar ons het gister daaroor gepraat, verlede week daaroor gepraat. Ja pa, maar ek moet nou. Dit word naderhand, dit word 'n bietjie 'n afskrik, né? Hy sê ek moet nou alweer gaan praat. Dis soos iemand wat na die hoof van die skool toe ingeroep word. Hy gaan maar naderhand probeer om skelmer te wees of te stop. Kom ons probeer om te stop. Laat ons nie voor die Here geroep moet word by wyse van spreuke nie. Maar die groot wonder van dit alles is God se liefde. Nie net het hy Jesus Christus gegee wat vir ons sondes betaal het nie, die skuld van ons sondes gedra het nie, maar hy gee ook aan ons die Heilige Gees, wat ons oortuig van sonde, maar wat ook aan ons die krag gee, om die nuwe lewe te gaan leef. So geliefdes, ons vereng en veroppervlakkig die Christelike godsdiens, as ons lewens nie in totaliteit en van harte geraak word, deur ons konfrontasie met die lewende God nie. As ons dink, ons Christendom het net te maak met 'n uur of 2 op 'n Sondag. Dis iets wat keer dat ek hel toe gaan. Nee. Christendom is om te verstaan, ek is duur gekoop met die bloed van Christus en daarom maak ek erns met my lewe Koram Dayum. In die glans van die Here. Geliefdes, eenvoudig, bely en stop. Ek dink, ons sal seker meestal saamstem, dat die bely dalk nog bietjie makliker is as die stop.
Maar gelukkig gee die Here vir ons die belofte van 1 Korintiërs 10:13. Hy is getrou. Hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Daarom gee hy ons die Gees, dat ons die krag gee om te stop. En nou gaan ons nagmaal gebruik. Dit is 'n goeie oomblik vir ons, vir selfondersoek en persoonlike belydenis. Vir die Here te sê, Here, hier is waar ek val. Of is jy dalk iemand wat nie die nabyheid van die Here behoorlik kan ervaar nie? Kan dit dalk wees, doen selfondersoek, kan dit dalk wees, dat daar sondes in jou lewe is, wat jy nie bely nie, wat jy nie wil erken nie, waarin jy volhard? Laat ons in selfondersoek bid, saam met die psalmdigter, soos Tosius dit verwoord het, Psalm 139, deurgrond o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart, of diep in my waar u kan lees, 'n skadelike weg mag wees, en lei voortaan my wankte skrede, tog op die spoor, op die weg van die ewige vrede. Geliefdes, mag elkeen van ons die ewige vrede beleef. 'n Vrede wat kom wanneer jy leef, koram duim, in die ligglans van God. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, en in die lig van die prediking, kom ons verootmoedig ons voor die Here, voordat ons verder gaan met die nagmaalsbediening. Liewe broer, liewe suster, liewe kind, jy wat vanaand weer verseker is, dat Jesus met jou sondes afgereken het, gaan hierdie nuwe week in en gaan leef, koram duim, onder die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.